29 Julie. Beloftes aan die moediges. Die moediges onder Gods juwele. En hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep, en ek sal met hulle medelee hê, soos 'n man medelee het met sy seun wat hom dien. Maleagi 3 vers 17. Groot is die werk van die Here. Mense is besig om kant te kies. Selfs vermeende heidene sal die kant van Christus kies. Maar die wat soos die disippels aanstoot neem, sal weggaan om nie meer met hom te wandel nie. Watter invloed sal menslike pogings om die wet van God tot nul te maak op die regverdiges hê? Sal hulle bang wees omdat die heilige wet van God algemeen verag word? Sal hulle wat waarlik in die so sê die Here glo, wankel en hulle skaam omdat die hele wêreld skynbaar sy regverdige wet verag? Sal hulle saamgaan omdat die sonde heers? Nee, vir hulle wat hulle aan God toegewy het om hom te dien, word die wet van God kosbaarder wanneer die verskil tussen die gehoorsaames en die oortreders duidelik word. Na mate die kenmerke van die Satan in die veragtes en oortreders van Gods wet ontwikkel, sal die wet vir die getroue aanhanger kosbaarder en waardevoller word. Hy sal sê, hulle het u wet verbreek, daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud. Hulle wat getroue rentmeesters van die genade van God is, kry meer liefde vir Gods gebooie, na mate ander mense hulle meer verag. Goddelose mense en die kerk haat albei die wet van God, en dan kom die krisis. Maar terwyl hulle mimmereer en kla en vals beskuldigings maak en die Satan se werk ywerig doen, word 'n ander klas onder ons aandag gebring. Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk en gehoor. En daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer.